Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns bied met trots aan die kuns van kennis en die kennis van kuns. Die inhoud van hierdie potgooi verteenwoordig nie noodwendig die standpunte, opinies of beleid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns nie. Alle menings wat uitgespreek word, is die van die individuele sprekers. Emosies is wonderlike dinge, dit maak die lewe die moeite werd. Maar emosies is ook wilde perde en 'n mens moet hulle kan beheer en kanaliseer. Nou, hoe doen 'n mens dit? Een manier is om dit onder woorde te kan bring. En daaroor praat ons vandag met Dr. Wietske Boon, wat daar 'n proefskrif gedoen het hieroor en hoe mens dit kan doen van kleins af. Hallo Wietske. Goeiedag, prof. Nou ja, sê vir my 'n bietjie iets oor jouself. Waar het jou belangstelling hierin vandaan gekom? Hoe het jou paadjie geloop en wat doen jy in die lewe en wat het jy hieroor gedoen? Ek het begin eers met 'n graad in sielkunde en van daar af het ek gespesialiseer in spelterapie. En so het ek toe betrokke geraak by kleuterskole en het ek ook navorsing gedoen ten opsigte van die stand van Afrikaanse kleuterskole in Suid-Afrika. En met my privaat praktyk is dit waar my vraag eintlik ontstaan het, wat ek in my idee ook aangespreek het, is watse effek het die taal van onderrig op 'n 3-jarige sosiale en emosionele ontwikkeling, omdat dit so uiters belangrike ontwikkelingsfase is van 'n kind, hierdie wat hulle woordeskat moet begin ontwikkel. En ek het gaan oplees daaroor en binne in Suid-Afrikaanse of binne in die Afrikaanse konteks kon ek nie regtig my vraag antwoord nie. En daaruit het my idee toe gesprei om hierdie vraag te vra, wat is die invloed van moedertaal, dubbelmedium of tweetalige onderrig op 3-jariges se sosiale en emosionele ontwikkeling? So van daar af het ek voortgegaan met my postdoktorale studie en doen ek ook eksterne studiebegeleiding vir onderwysstudente. Ek staan ook in privaat praktyk as 'n spesialisberader wat fokus op jong kinders. Nou, dit is 'n baie interessante pad. Jy is ook 'n beurshouer van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en na jou proefskrif het jy dit ook nou in 'n boek gepubliseer. Vertel ons 'n bietjie van die boek en het hulle vir julle ook daarmee gehelp en ondersteun? Dit is reg, ja. Ek het studeer grootliks met die hulp van die akademie en my uitkykpunt was die inligting in my proefskrif is so waardevol. Vir ouers, vir onderwysers, vir terapeute. Ek dink enige iemand wat met jong kinders werk het nodig om dit te lees. En 'n proefskrif wat in die biblioteek op die rak staan, gaan niemand weer lees nie. En daarom het ek dit toe herskryf in 'n baie maklike, verstaanbare, dis 'n Afrikaanse boek gerig op ouers en onderwysers en terapeute. En dit is dan ook gepubliseer met die hulp van die akademie. Ja, so dit lyk vir my die mense wat hiervan moet weet is eerstens ouers, want jy het jou eie kinders wat jy nou skool toe stuur of voorskool ook, en dan die onderwysers wat met die kinders gaan werk, terapeute en ek dink die breë publiek, jy weet, oupas en oumas en almal, want jy weet op die ou end gaan dit oor kinders, ons het ook ons eie emosies wat ons onder woorde moet bring, so ons kan daaroor ook praat. Nou, kom ons kyk 'n bietjie eers as ons dan begin, verduidelik vir ons die kernvraag waaroor dit die proefskrif gehandel het en op die ou end waaroor jou boek handel. Wat is die iemand het gesê jy moet dit kan verduidelik vir jou ouma wat jy op 'n klein kaartjie kan skryf. Nou as jy dit so kan verduidelik, waaroor het hierdie ding gegaan? Goed, so basies in kort is dit maar om te kyk of taal van onderrig 3-jariges se sosiale en emosionele ontwikkeling beïnvloed en tot watter mate en wat het ons nodig om dan aan te spreek sou daar uitvalle wees, sodat ons eerstens besluitneming kan makliker maak vir ouers en vir onderwysers in terme van die onderrig van kinders, maar dan ook vir hulle om te kan weet dat as daar uitvalle is, waarna moet ek kyk en hoe gaan ons dit aanspreek? Sjoe, maar jy weet, 'n mens dink amper aan 'n 3-jarige as 'n wesentjie wat ongebreidelde emosies het en nie kan beheer dit nie. Kan 'n 3-jarige kind al emosies verstaan? Hulle het emosies en hulle ervaar emosies en ek dink dis die belangrikste ding wat ons graag ook vir die 3-jariges wil leer. Hulle kom aan met 'n vreeslike groot gevoel wat hulle nie noodwendig die woordeskat voor het nie.
En dis waar ons inkom om te moet sê dat hierdie wat jy voel, sien ek lyk vir my soos dat jy kwaad is of dat jy hartseer is, sodat ons juist daardie woordeskat bou. Want as ons die woordeskat bou, dan word dit vir hulle makliker om te weet wat gaan aan binne in my lyf, hoekom voel ek dit en wat gaan ek doen met hierdie groot gevoel wat ek saam met my dra. So om dit onder woorde te bring is die grondslag van emosionele ontwikkeling. Dit is baie belangrik. Ek dink wat nogals gebeur met kinders se ontwikkeling is in die eerste 2 jaar is babas baie afhanklik van eksterne regulering. Daarom het hulle die 'n doek of hulle het vir mamma wat ek nader trek as ek 'n groot emosie het. So hulle gebruik baie eksterne regulering. En dan nie tussen 2 en 3, dis wat ons ook noem is 'n baie moeilike fase van 'n kind se ontwikkeling. Want dan begin hulle besef dat ek het hierdie groot gevoel en ek moet iets met dit doen, maar ek weet nog nie regtig wat nie. En is daar waar dit belangrik is dat ons die woordeskat begin ontwikkel, sodat hulle daai interne regulering aan die gang kan kry, sodat hulle nie so afhanklik is van eksterne regulering nie, maar dat ons kan, as ek die woordeskat het, en ek weet wat die emosie veroorsaak het, en ek weet wat om met dit te doen, dan kan ons die interne regulering begin aan die gang kry. Nou ja, jy het nou gefokus op 3-jariges, maar die mense wat dit vir hulle moet leer, is ouers en onderwysers en terapeute en die mense rondom hulle, het ons wat ouers is, of ouer mense, dink jy, ons het die woordeskat om ons eie emosies te kan benoem en onder woorde te bring? Is mense kundig daaroor? Ek dink dit is 'n baie moeilike aktiwiteit, as 'n mens dit so kan noem, selfs vir 'n volwassene. Ons is nie altyd voorberei op die emosie waardeur ons moet gaan nie. Byvoorbeeld, 'n mens is nie, as jy in 'n motorongeluk is, was jy nie voorberei op die emosie wat saam met dit gaan nie. So 'n mens, dit is 'n leerkurwe. Soos wat jy deur die lewe gaan en goed met jou gebeur, leer jy ook hoe om dit te hanteer. En saam met dit kom daar groot emosies. En ek dink soos wat ons selfs as volwassenes deur die lewe gaan, begin 'n mens begrip kry vir verskillende emosies. As jy nog nooit angstig was nie, en skielik het jy 'n gevoel van angstigheid, begin jy regtig die ware besef kry van wat angstigheid is. Voorheen was dit net 'n woord. Totdat jy die gevoel het en iemand vir jou sê, maar dit is wat jy voel. En so leer ons ook maar nog steeds deur die lewe. Hoe om te verwoord wat ons voel. En ek dink ons is miskien dalk nie so oop daarvoor om te praat oor hoe ons voel nie. En dat ons makliker net om dit lewe. En dit te vermy, waar ons eintlik selfs as volwassenes moet stil staan. En net 'n bietjie daai bewustheid hê van hoe voel ek, hoekom voel ek so, sodat wanneer ons die vaardigheid het, kan ons dit ook aan ons kinders oordra. Nou my belewenis is dat 'n mens die meeste leer as jy vir iemand anders iets leer. So dit lyk vir my, jy weet, as 'n mens nou kinders het en jy sien hulle het emosies en jy moet vir hulle help, dan kom ons eintlik ook agter, benewens jou eie belewenis, ek kan vir hulle help en om hulle te help moet ek meer weet en dit is wat 'n mens kan doen. Nou, toe jy nou hierna gekyk het, wat was jou manier van hoe jy dit getoets het? Want hoe toets mense 3-jarige kind en wie het jy getoets? Het jy die kinders getoets of jy die ouers getoets of het jy die onderwysers of die skool? Vertel ons van jou aanpak en hoe jy dit gedoen het en wat alles nodig is om so 'n tipe van 'n studie te doen. Goed, ja, eerstens net om te noem dat al die deelnemers, die kinders wat deelgeneem het aan die studie, kom uit net Afrikaanse gesinne. So dit moet wees, albei ouers is Afrikaans talig in die huis, en dan het ek vir die onderwysers vraelyste gegee, en ek het vir die ouers, vir die ma's eintlik vraelyste gegee om in te vul, omdat die ma meer die versorger is, en baie meer te doen het met die kinders se emosionele welstand oor die algemeen. En vanuit hulle vraelyste het ek 3 kinders toe geïdentifiseer wat ek gaan observeer het by die skool. So ek het fisies gaan sit en gaan kyk, wat doen hierdie kind in die skool, wat is sy ervaring eintlik binne in sy leefruimte. En dit was dan gewees kinders wat moedertaal Afrikaanse onderrig kry, wat dubbel medium Afrikaans en Engels kry, en wat Engelse onderrig, wat dan sy tweede taal onderrig is. En daaruit het ek dan weer teruggegaan na die onderwysers toe, net om te bevestig dat my observasies korrek is met dit wat hulle ook in die klaskamer sien. As 'n mens nou so 'n studie onderneem, wat se tipe van dinge moet 'n mens toestemming kry, jy weet, want dit is 'n empiriese studie, jy werk met werklike mense, wat is die etiese riglyne rondom dit om so 'n studie te kan onderneem?
Goed, ja, die studie is gedoen onder die etiese klaring ook van die universiteit, wat 'n baie deeglike proses is om etiese toestemming te kry in terme van al die prosesse in die navorsing. So, en dan is daar die onderwysers en die ouers moes toestemming gee ook om deel te neem aan die studie en dan het hulle altyd kan hulle onttrek van die studie as hulle so voel. En dan is daar gebruik gemaak van skuilname, inligting verder is met konfidensialiteit hanteer, ook om elkeen van die deelnemers te beskerm in die proses. So die 3 kinders, een was in 'n Afrikaanse skool, een dubbel medium en een Engelse skool. Nou wat het jy gevind in terme van wat is die verskil daartussen? Uit die vraelyste was daar nie vreeslik noemenswaardige groot verskille nie. So dit lyk op die oppervlak asof daar nie al hierdie kinders dieselfde ontwikkel. Daar was 'n klein bietjie goed ten opsigte van skeidingsangs wat dalk 'n bietjie meer was vir kinders wat nie moedertaalonderrig kry nie of wat dalk 'n bietjie meer vrese het. Maar daar is soveel ander faktore wat ook kan bydra en die verskil was baie klein. Dat dit nie regtig is dat ons kan gesê dat dit definitief iets is wat uitkom nie. Wat wel met die observasies sterk uitgekom het, is 'n kind se geborgenheid. Sy ervaring, dit is nou binne in die leeromgewing, is sy ervaring van geborgenheid binne in die omgewing. Omdat almal binne in sy skool praat sy taal en hy kan kommunikeer in sy moedertaal. Almal ken byvoorbeeld met speletjies. Dit is maar iets wat, as jy Afrikaans is daar sekere speletjies wat ons speel, wat deel is van jou kultuur. So die kinders ervaar 'n groot gevoel van geborgenheid binne in die skool en dan onafhanklikheid en inisiatief, dat hulle dalk makliker kan deelneem aan aktiwiteite, omdat juffrou die opdrag gee in moedertaal. Dis 'n Afrikaanse opdrag, ek weet presies wat van my verwag word, ek kan dit uitvoer, ek kan terugvan. En saam met die gevoel van geborgenheid is as ek 'n fout maak, is dit nie so groot probleem nie. En ek kan my emosies dalk makliker kommunikeer in my eie taal, wat almal om my gaan verstaan. En dan, in terme van vriendskappe ook, is dit asof daar meer 'n empatie en 'n dieper verhouding met die maats reeds ontstaan. Omdat hulle dieselfde taal praat. En omdat wanneer 'n kind in sy moedertaal sy emosies baie sterk erken en weet wat dit is dit ook makliker om 'n maat se emosies te verstaan en te erken, omdat ons die grondslag reeds daar gestel het. En dan die laaste een wat eintlik interessant is met internasionale navorsing, ook veral met seentjies, is auditiewe prosesering. So kinders wat dubbel medium of tweede taal onderrig ontvang, moet filter, wat is my moedertaal, wat is my tweede taal, dan moet hy sin maak van die opdrag wat hy kry, of die invoer wat hy kry, voordat hy iets gaan doen. En saam met dit het jy dan al die ander auditiewe inligting wat bykom, wat hy ook moet prosesseer. En dan is dit asof daar dalk belangrike inligting kan verlore gaan binne in hierdie proses. So hulle vat dus langer om te verstaan wat hulle moet doen, hulle maak meer foute en op die ou end moet hulle dan daarmee deel, weet, en te sê, nou maar goed, hoe gaan ek hierdie tipe van dinge doen? Maar dit lyk vir my dus, as jy sê, weet, as mens op die oppervlakte kyk met vrae, dan sien jy nie baie nie, maar waarneming is die belangrike ding. So ek dink jy ouers kyk genoeg en skerp genoeg na hulle kinders se gedrag om te kan sien, of is ons so besig met wat ons doen elke dag, dat ons nou maar op die fone kyk en hier ons werk doen en alles, maar ons moet eintlik baie mooi kyk, wat doen ons kinders en wat voel ons kinders? Ek dink dit speel 'n rol dat ons, hedendaagse ouers is baie keer besig en ons het baie ander afleiding, maar wat baie ouers ook sê is, hulle weet nie wat is die normaal nie. Jy is nie opgelei as 'n opvoedkundige nie. Jy het kinders in jou huis en jy probeer dalk die beste vir hulle gee, maar jy weet nie hoe om 'n probleem te identifiseer nie. En ek dink dit is ook waar ons onderwysers so 'n belangrike rol speel, omdat hulle opgelei behoort te wees en dan die hele dag met die kinders werk en hulle die ervaring om te kan sien dat hier is 'n kind wat dalk 'n probleem het in een van hierdie areas. Goed, so as ouer moet ons in 'n geval tyd spandeer, jy weet, ons het nou die kinders gekry en alles, maar nou beteken dit 'n mens moet sorg dat jy ingelig is oor ontwikkelingsfases, oor emosies en sulke dinge. Dink jy, of is daar plekke waar hulle dit kan leer, of waar sou jy ouer wat vir jou vra, ek wil meer weet van my kind se emosies, wat sou jy vir daai ouers sê? Ek dink 'n mens kan gaan kyk, daar is vreeslik baie hulpbronne. Die internet het heel wat goeie bronne. Ek sê ook baie keer vir ouers, filter wat jy lees,
Want 'n mens kan nie net enige iets gaan soek en dit lees nie. So ek dink 'n mens moet gaan kyk waar kom die inligting vandaan? Is dit iemand wat ek kan vertrou? Daar is boeke daaroor, daar is baie praatjies, daar is baie oueropleiding geleenthede wat ouers regtig kan nader om te gaan uitvind, weet wat is normaal, wanneer moet ek bekommer wees? Nou die boek wat jy geskryf het na jou proefskrif, sal ouers baat daarbey om hierdie tipe van inligting te kry. Ja, definitief. Die boek is gerig op taalontwikkeling. So dit begin eers net met taalontwikkeling in die vroeë jare, alhoewel die studie gefokus was op 3-jariges, is die boek baie breër geskryf vir voorskoolse kinders. So dit gaan oor die taalontwikkeling, dit gaan oor watse areas van emosionele en sosiale ontwikkeling behoort my kind te bereik tydens die kleuterskoolfase, en dan ook hierdie bevindinge van my studie word breedvoerig daar uitgebrei om te sê wat is die normaal, wat het ons nou nodig om te kyk. En dan is daar ook heelwat riglyne vir ouers en onderwysers en terapeute om vir hulle dan ook te help met as daar 'n kind is wat een van hierdie uitvalle toon, om dit dan om die kind te begelei daardeur. Ja, ek voel altyd, jy weet, as jy iets nuuts koop soos 'n selfoon, kry jy handleiding en jy gedoen het, maar mense het kinders, maar jy het nie 'n handleiding daar vir hulle nie. So ek dink jou boek behoort 'n baie goeie handleiding te wees daarvoor. Nou goed, kom ons gaan oor van die ouers af na die onderwysers toe. Wat moet onderwysers weet op grond van dit wat jy nou in jou studie en in die boek gekry het? Ek dink belangrik is dat onderwysers weet wat is 'n kind se moedertaal wanneer die kind in die skool ingaan. Dit is baie moeilik, selfs as 'n mens kyk in terme van 'n Afrikaanse skool, is daar baie keer Engelse kinders binne in 'n Afrikaanse skool, en dan is daar weer baie Afrikaanse kinders in Engelse skole. So ek dink dit is belangrik vir die onderwyser om te weet wat is hierdie kind se agtergrond, sodat ons weet dat hierdie kinders dalk meer geneig gaan wees om te sukkel met sosiale en emosionele probleme. En hoe vroeër ons die goed kan identifiseer en kan aanspreek, hoe beter. Sodat dit nie later wanneer die kind op skoolvlak kom, dat ons dan moet probeer om dit in te haal nie. So vroeër ons dit kan identifiseer, hoe vroeër kan ons dit aanspreek. En om dan ook te kyk dat 'n mens die taalontwikkeling so goed as moontlik vaslê in die vroeë jare. En dan ook te kyk in terme van emosionele ontwikkeling. Dat ons, ek wil eintlik sê onderwysers is baie keer fasiliteerders. Help die kind deur 'n moeilike proses, help die kind deur 'n moeilike emosie, of help die kind deur sosiale konflik. In plaas van om net te sê, weet wat, jy mag nie hierdie gedrag toon nie, of jy mag nie hierdie emosie wys nie. Hulle kan daar kan konflik wees tussen maats, maar as onderwyser het jy nodig dan om te fasiliteer. En as daar dan nog steeds 'n probleem is, om dit dan vir die ouers te noem, sodat ons dan kyk na verdere intervensie. Nou sê nou maar, ek is 'n onderwyser en hier is 'n kind wat 'n tweede taal kind is wat nou nie wat die skoolse taal praat nie. Moet ek vir hulle sê, goed, jou emosie is, sê nou maar, jy ervaar nou woede, en dan sê in jou taal is dit Engels, is dit anger of wat ook al, moet 'n mens vertaal, of hoe sou jy dit hanteer in so 'n situasie? Kyk, die maklikste vir kinders is om in hulle moedertaal hulle self uit te druk. So ek dink as die onderwyser daardie taal magtig is om dit te doen, sodat die kind 'n veilige plek het waarheen hy kan gaan met sy emosies. So hy gaan na die onderwyser toe en sê ek voel hartseer, en juffrou kan in die kind se moedertaal met hom praat daardeur, wat het gebeur. Dit is 'n goeie plek vir die kind dan ook om te help met die regulering van die emosie. Maar dan kan ons sê binne in die skool opset, het jy nodig om dalk dit in 'n ander taal ook te kan verwoord, sodat die kind dan met die maats kan praat, as dit byvoorbeeld Afrikaanse kind in 'n Engelse skool is, ons praat deur dit in Afrikaans, maar in terme van die maats kan ons dan sê, okay, but tell your friend that you are feeling angry, want dan het die kind ook die woordeskat binne in daardie konteks om homself te kan uitdruk. Nou jy weet, ek dink dis geweldig belangrik, maar jy weet, baie van die kinders is in skole, sinne maar in die buiteland, jy weet, hulle is Afrikaans, maar hulle is nou daar heeltemal in 'n ander skool. Die onderwysers het dit nie, so daar moet die ouers weer dan 'n groter rol speel, sekerlik, om die kinders te ondersteun, om dit onder woorde te kan plaas. Ja, kyk, as die kind dan huis toe gaan, is dit weer sy veilige omgewing. Dit is die omgewing waarin hy sy moedertaal praat. So daardie kind gaan eers met sy ouers praat oor hoe hy voel.
'n mens gaan met hom deur dit praat, wat het gebeur, hoe het jy gevoel, wat het jy gedoen, wat is ons alternatiewe as jy weer in so 'n situasie kom? En om dan vir die kind die vaardighede te gee in die Engelse taal, byvoorbeeld wat hy in skool gaan. So mense gaan dit dan dalk meer moet oefen in die Engelse taal om wat gaan ek volgende keer vir die maat sê as ek weer in so 'n situasie is in Engels. So dis so 'n rollespel wat 'n mens dan doen om hulle te help om gewoon te maak in 'n veilige omgewing om dit te kan hanteer. Nou, as jy nou, toe jy nou gaan kyk het, toe jy nou die waarneming gaan doen het, toe sê jy het 'n klomp dinge gesien wat jy nie in die vraelyste of wat nie na vore gekom het nie. Wat se tipe van dinge sien 'n mens? Jy weet, wat 'n kind wat vir jou 'n tipe van 'n ding is wat hier moet ons 'n bietjie aandag gee of hier is die begin van 'n probleem. Ek dink 'n groot ding wat 'n mens na kyk is 'n kind wat sukkel om te funksioneer binne in sy omgewing. En dit is in die breed eintlik enige iets wat met 'n kind gebeur. Wanneer 'n kind sukkel om te funksioneer in sy daaglikse lewe, dan weet ons moet gaan kyk daarna, omdat dit 'n kind se ontwikkeling gaan beïnvloed. So mense gaan kyk, is dit 'n kind wat as juffrou opdrag gee, gaan hy dit kan uitvoer. Dan moet 'n mens ook seker maak dat die opdrag wat die kind ontvang ouderdomstoepaslik is. So binne in dit wat hy elke dag die opdragte wat hy kry of die aktiwiteite waaraan hy moet deelneem, moet hy binne sy ouderdom kan deelneem. En as hy nie kan nie, het ons nodig om daarna te kyk, wat is die oorsaak daarvan? Dit is eintlik baie kompleks, want daar is vreeslik baie faktore wat 'n rol speel ook. Elke kind het nie elke dag 'n goeie dag nie, so daar is ook slegte dae wat 'n mens gaan in ag neem. Die kind het dalk nie goed geslaap nie, maar ek dink as 'n mens oor 'n tydperk kan agterkom, wat is hierdie kind se rotine en wat is sy manier van dinge doen, gaan 'n mens agterkom waar lê daar probleme. Nou, jy het gesê een van die dinge wat vir kinders wat nie hulle emosies kan uitdruk nie, wat na vore kom is dat hulle nie goed maats maak nie. Nou is daar 'n verskil tussen sê nou maar ekstroversie, introversie wat dit dan betref en wanneer kom mens agter op daai terrein hier is nou 'n probleem? Kyk, al die kinders is nie ekstroverte nie en almal speel ook nie noodwendig in groepe nie. Maar 'n mens wil graag hê dat 'n kind met iemand speel deur die dag. Daar is kinders wat geneig is om meer alleen te speel. Maar dan moet 'n mens ook gaan kyk wat is die rede daarvoor. En wat gebeur veral binne in die taal van onderrig omgewing, is dat kinders geneig is om maats te soek wat hulle taal praat. So as jy byvoorbeeld een Afrikaanse kind het in 'n Engelse skool, is die kans goed dat hy dalk gaan alleen speel omdat hy nie noodwendig kan goed kommunikeer met die ander maats in sy klas nie, of dat die manier van speel so anders is, omdat hy nie aanklank vind by die kultuur van die maats en die tipe van speletjies wat hulle speel nie. So ek dink 'n mens gaan regtig in ag neem, wat is die oorsake daarvan ook. En ander tipe van dinge, jy het ook gepraat van geborgenheid. Hoe het jy gesien, sê nou maar in 'n omstandigheid dat sê maar die Afrikaanse kinders in Afrikaanse skole is meer geborge, maar die kinders in 'n Engelse skool is minder. Weet watter tipe gedragspatrone het na vore gekom dat jy dit kon identifiseer dat hier 'n probleem is? Kyk, baie van dit gaan weer sosiaal, dat die kinders moet maats kan maak en hulle moet kan gemaklik wees binne in hulle sosiale omgewing. Nou mense kom nogals agter wanneer 'n kind vreeslik gespanne is in sy omgewing of sukkel om met maats te kuier en wanneer is dit 'n kind wat net spontaan is en hy gaan en hy speel en op daardie ouderdom speel hulle nog baie met verskillende maats. So hulle gaan van groep na groep en oral speel hulle 'n bietjie met iemand. So mense soek regtig daardie jy spontaan en jy neem deel en jy is eintlik gemaklik binne in jou omgewing. Ek dink ook die kleuterskool omgewing, wanneer dit 'n moedertaal onderrig omgewing is dit amper soos by die huis. Ek het 'n juffrou, sy praat my taal, ons verstaan mekaar. Soos sy's amper soos my mamma by die skool, wat weer eens daardie gevoel van geborgenheid gee, want ek kan met haar praat oor enige iets en sy gaan verstaan in my baie beperkte woordeskat op 'n 3-jarige ouderdom, gaan sy nog steeds verstaan wat ek graag vir haar wil kommunikeer. Nou goed, nou het ons oor die ouers en die onderwysers gepraat, maar daar's ook 'n klomp mense wat terapeute is soos jy. Nou, wat sien jy in jou praktyk wat hierop dui en wat hier na toe vertaal? Baie keer kom ek agter wanneer ek met kinders werk ook en ek vra dit ook in watse skool is 'n kind, sodat 'n mens dit in ag neem wanneer jy met 'n kind werk. Is dit iets wat moontlik bydra
tot 'n kind se emosionele regulering of 'n kind wat sukkel om maats te maak, wat sukkel met auditiewe prosesering, sodat ons weet waar is die oorsprong van hierdie kind se gedrag. Want ons het nodig om dit vas te vang sodat ons kan werk rondom die oorsprong. Dit help nie net ons werk aan die simptoom nie. Ons moet ook dan kan verander aan die omgewing. Dit beteken nie noodwendig dat ons die kind uit die skool gaan uithaal nie, maar ons kan dalk vir die onderwyser leiding gee om die kind beter te help, om beter aan te pas. So dit is belangrik, ek dink in terme van terapeute is weet wat is die taal van onderrig, wat is die kind se moedertaal, en dat 'n mens dan gaan kyk ook na die taal, vaslegging, dat ons daardie fondasie sterk bou in 'n kind se taal, en dan al die ander simptome, wil ek amper sê, van die probleem dan begin aanspreek, en vir die kind vaardighede gee om binne in sy omgewing te kan funksioneer. As jy nou kyk na praktyke soos joune, watter ouderdom kinders sien jy, wat emosioneel, wat jy dit kan herlei na tipe van die manier van hoe mens emosies benoem? Van die kinders waarmee ek werk is onder 2 jaar, dan doen ek 'n baie informele evaluasie. Die ouers vul ook vir my 'n vorm in om te weet wat is die uitdagings wat ervaar word by die huis en by die skool. En dan leer ken ek die kind en ek kyk hoe reageer hy op spesifieke situasies. En dan baie ouerleiding, veral vir die heel kleintjies, omdat dit moeilik is om regtig in diepte met party van hulle in terapie in te gaan. Van die ander tussen 2 en 3 jaar begin ek al met terapie te werk. En dan gaan ek min of meer tot die einde van die laerskooljare. Werk ek dan met kinders in terme van 'n baie verskeidenheid van oorsaak van probleme. Maar 'n mens gaan altyd eintlik weer terug na taal toe. Selfs in terapie gaan ons terug na taal toe, want 'n kind het nodig om homself te kan uitdruk. En as hy nie homself kan uitdruk nie, gaan hy ook nie kan reguleer nie. So ons gaan altyd na hoe voel jy? Kom ons sit vir jou woorde aan dit wat jy ervaar, sodat jy kan kommunikeer. Wat is jou gedagtes, wat is jou probleme en hoe gaan ons deur dit kan werk? Nou, hoekom bring ouers hulle kinders, sê nou maar selfs voor 2 jaar oud, is dit omdat hulle uitbarstings het, of is dit omdat hulle geen emosies het nie, wat maak dat 'n ouer sy of haar kind na jou toe bring? Baie keer is dit ouers wat bekommerd is, omdat hulle iets agterkom en sien iets pla hulle in die kind se gedrag, en hulle is nie eers altyd definitief seker wat fout is nie, maar wat leiding soek. So baie keer soek die ouers net leiding. Sê vir my, hoe gaan ek hierdie kind grootmaak? Watse dissipline het ons nodig om te doen? En dan is dit baie keer verwysing van die skool af. Wat optel dat hier is iets wat ons nodig het om agter te kom wat se oorsaak en hoe gaan ons dit hanteer? En dan is daar ouers wat sê my kind het uitbarstings, my kind is emosioneel, oor klein goedjies gebeur en dan het my kind 'n vreeslike uitbarsting. So ons wil weet hoe om dit te hanteer en ons wil weet wat fout is. En so hanteer ons maar wat is die oorsprong, wat is die ouerskapstyl wat ons nodig het. Elke kind is anders, so daar is ook nie, dit is baie keer moeilik om net iets te vat uit 'n boek uit en te sê ek gaan hierdie toepas op my kind. As jy nie weet waar is die goedjies waaraan ons nodig het om te werk nie. Nou kinders wat byvoorbeeld nou hierdie uitbarstings het, tantrums, of as hulle, ek hoor nou in Afrikaans hulle, dis nou 'n goeie vloermoer. Wat sê jy vir hulle, hoe hanteer 'n mens 'n kind wat dit dan betref, in terme van taal en van alles wat jy doen? Die groot ding is, wanneer 'n kind in daardie fase is, wat hy 'n tantrum het, is dit moeilik om met hulle te redeneer. Want hulle gaan dadelik in die brein in om, ek moet net myself beskerm. En dan is dit moeilik om enige iets met hulle te redeneer, of in daardie oomblik iets aan hulle te probeer leer, uit die situasie uit. So dit is regtig belangrik dat ons begin met woordeskatontwikkeling. En dit gebeur om die etenstafel, dit gebeur as ons in die kar ry en ek sien iets en ek wys daarna en ons praat daaroor. So regtig vreeslik baie gesprekke. Moedig die gesprekke aan, hê gesprekke oor enige iets. Vra uit oor jou kind se dag. Baie sê, as ek vra was die dag en sê die kind lekker en dan is dit klaar. Maar verander jou vrae. Vra vir hulle, ek hoor julle het vandag pinkpap geëet. En dan begin die kind lag en dan sê nee, dis nie wat ons geëet het nie, en dan begin jy 'n gesprek op daardie manier, sodat ons hulle leer. Ek dink is ook vir hulle maar 'n leerproses, hoe om te praat oor goed wat in my dag gebeur het. En dan baie storieboeke. Ek hou regtig daarvan om met storieboeke te werk met die kinders. Dit kan eintlik enige teks hê. Baie keer kyk 'n mens net na wat is die karakters in die boek. En vergeet andersins van die teks as jy klaar die boek deurgelees het, maar gaan kyk regtig,
Wat sê hierdie karakter? Hoe lyk hy? Wat is sy gesigsuitdrukking? Hoe lyk sy lyfie? Wat sê dit vir jou? Wat het gebeur? En dan is dit belangrik om te sê wat het gebeur, wat is die emosie en wat is my alternatief daarvoor? Want kinders weet nie altyd hoe om dit uit te druk nie. En dis waar die tantrum ook vandaan kom, is ek het hierdie groot emosie en wat moet ek met hierdie groot emosie doen? En dan kry jy die tantrum. Maar as ons vir 'n kind kan leer, iets het gebeur, ek het 'n woord vir dit en ek het 'n alternatief. Ek kan gaan op die trampolien spring of ek kan gaan water drink of ek kan my gesiggie gaan afspoel en dan voel ek beter. Dan het ons eintlik 'n baie beter proses om nog steeds die emosie te hanteer, want ons wil ook nie die emosie onderdruk nie. So moenie vir jou kind sê jy mag nie kwaad wees nie. Jy mag kwaad wees. Ons word kwaad. Wat gaan ek doen met die gevoel sodat ons 'n goeie aanvaarbare alternatief het vir daardie emosie? So die beginsel is terwyl die emosie op sy hoogtepunt is, dan beteken dit mens kan nie dan dit hanteer nie. Jy moet wanneer dit gemaklik is, soos jy sê rondom die tafel of in 'n kar of wanneer ons 'n boek lees, dis dan wanneer 'n mens daaroor moet praat sodat as dit dan gebeur, dan sê jy, onthou jy, daai persoon of die karaktertjie in die boek, hy was ook kwaad of sy was ook hartseer. En hoe het hulle dit gedoen? So mens moet dit eintlik hanteer voordat dit gebeur of nadat dit gebeur het. Albei, ja. So mens gaan eintlik die grondslag daar lê en as dit gebeur en die kind is weer gemaklik, dan kan 'n mens weer deur die situasie praat. En sê hierdie is wat gebeur het, dis wat jy gedoen het, maar volgende keer kom ons probeer hierdie alternatief. En weer eens die alternatiewe hang af van gesin tot gesin. Wat is vir jou werkbaar binne 'n gewone dag, binne in jou roetine om te kan stil staan en te sê ons het nodig om eers te fokus op hierdie emosie voordat ons aangaan met ons oggendroetine. Dit sê weer eens die ouers moet tyd spandeer en hulle moet tyd maak om aan hierdie goeters aandag te gee. En dit lyk vir my ook wanneer 'n mens boeke lees, dan moet jy nie net die storie lees nie. Jy moet sê, goed, wat dink jy, hoe voel hierdie enetjie? Of as dit nou gebeur, wat sou jy gedoen het? So 'n mens moet vir hulle tipe van in die storie aktief maak om te voorspel en deel te neem en so aan. Is dit 'n regte manier om dit te doen? Dit is reg en ek dink juist die storietyd is daai tyd wat ons net nou ook gesels het oor die geborgenheid. Want ek kan op mamma of pappa se skoot sit of ons sit saam in die bed en ons het hierdie storieboek en ons is veilig en is rustig en ons praat deur eintlik wat vir die kinders baie keer 'n moeilike konsep is. Praat ons op 'n baie gemaklike, eenvoudige, veilige manier, leer ek van my emosies en ek leer daardie woordeskat aan om myself te kan uitdruk. Ja, ek het altyd gedink boeke is amper soos, weet jy, vir vlieëniers kry jy 'n vlugsimulator, so hulle oefen al die moeilike dinge terwyl hulle nou nie regtig in die vliegtuig is nie. En 'n boek is vir my 'n lewenssimulator. Jy weet, jy kry dit reg om in realiteite in te stap sonder dat jy noodwendig self daarin gebonde is. So op die manier kan jy voorberei daarvoor. Nou goed, daar's al hierdie dinge moet ook plaasvind binne in 'n sosiale en 'n politieke konteks. Nou, as jy nou die oor het van die politici en beleidsmakers en so aan, wat sê jou navorsing en jou boek wat hulle moet weet? Ek dink ons moet moedertaalonderrig baie ernstig opneem. Dat daar is 'n plek vir dit binne in die leeromgewing en ons moet probeer om dit te bevorder sodat kinders die plek in die ruimte het om hulle self in hulle moedertaal te kan uitdruk. Dis ook die taal waarin 'n kind die konsepte vas lê en leer. En dit is so belangrik dat ons die grondslag bou binne in hierdie leeromgewing. En bo op dit, wanneer ons die grondslag het in 'n moedertaal, dan kan ons soveel makliker eintlik 'n tweede taal daarby sit. So die konsepvaslegging in jou moedertaal en dan later gee jy dan net die handvatsels in 'n ander taal wat jy nou reeds gedoen het. Ek dink dit maak baie sin vir 'n leerwerk, maar dit maak ook besonder baie sin vir emosionele en sosiale ontwikkeling. Nou ja, op die ou end, sê nou maar daar's ouers wat nou in 'n situasie is, hulle wil graag hulle kinders moedertaal onderrig laat kry, maar dit is heeltemal onmoontlik. Die skole is nie daar nie, of die skole is nie goed nie, of hulle is in 'n ander land. Wat is die primêre ding wat jy vir hulle sal sê? Hoe moet hulle hierdie ding hanteer? Kyk, ek dink eerstens is baie moeilik met as 'n ouer self ook om 'n kleuterskool te kies vir jou kind. En 'n mens gaan kyk nie net, mens gaan kyk na taal ook, maar 'n mens gaan kyk wat is die
'n goeie skool in 'n holistiese sin daarvan wat 'n kind gaan ontwikkel. Wat ouers baie keer laat dat moedertaalonderrig nie moontlik is nie. Maar ek dink hoe meer ons die moedertaal kan vaslê nog steeds, hoe beter vir die kind. Omdat as ons daardie grondslag het en my kind kan terugkom huis toe en ek kan met hom praat in moedertaal en hy's vlot in sy moedertaal, dan sit ons soveel makliker die tweede taal by. Hulle leer 'n taalsisteem aan. Dis het ek in die boek ook gesit wat verduidelik van hoe leer 'n kind 'n taalsisteem. En ons wil graag hê dat hierdie kind sy moedertaalsisteem volledig leer. En dan as hy tweede taal leer, dit volledig leer. Wat baie keer gebeur is dat ons kinders 'n gemengde taalsisteem ontwikkel, omdat hulle 'n bietjie van Afrikaans en 'n bietjie van Engels bymekaar sit. En veral met die heel kleintjies is dit vir hulle baie keer moeilik om die regte woorde te kry om 'n sin bymekaar te sit. So hulle vat 'n bietjie van Afrikaans, ons vat 'n bietjie van Engels en dan het ons 'n mengelmoes om myself uit te druk. Maar weer eens vat dit eintlik baie kapasiteit om dan woorde bymekaar te sit, om iets uit te druk wat al klaar vreeslik moeilik is. So ons wil graag hê dat hulle 'n volledige taalsisteem ontwikkel. Oor jare verminder dit en dan is dit asof hulle 'n beter Afrikaans en beter Engels aparte sisteme ontwikkel. Maar vir die heel kleintjies wat nog sukkel om hulle self uit te druk, wil ons eintlik graag hê dat jy het 'n taal waarin jy jouself behoorlik kan uitdruk. Nou ja, ek dink daar's baie Afrikaanse ouers, maar daar's ook baie ouers van ander tale wat dink, omdat Engels die wêreldtaal is, Engels is dit waarin ons gaan besigheid doen en dalk my geld gaan verdien, moet ek so gou as moontlik by Engels uitkom of by nie my moedertaal nie, maar dit lyk vir my dit wat jy sê is wat jou moedertaal is, of dit nou Afrikaans is of is die Zulu of is die Xhosa of wat ook al, bly by jou taal en gee vir jou kind daai fondasie. En dan as hulle op die manier kan leer om die wêreld te hanteer, dan beteken dit gaan makliker wees om oor te gaan na die ander tale toe. Ja, definitief. En ek dink ons kinders kry in elk geval soveel blootstelling in Engels. Van die stories wat hulle kyk, programme wat hulle kyk. Daar is net, omdat alles omtrent daar buite in Engels is, het hulle so baie blootstelling in Engels. En dan leer hulle dit eintlik vinnig aan, sonder dat 'n mens regtig moeite gedoen het. Begin hulle die Engels ook optel op ander maniere as wat ons dit in die huis of in onderrig insit. Nou ja, ek moet sê, jy het vir my vandag geweldig baie geleer. Kyk, my kinders is nou al groot, maar hulle het nou al weer kinders. En so as 'n grootouer beteken dit, ek is in situasies betrokke waar hulle nie is nie en ek het 'n ander rol wat ek kan speel. So ek kan, as ek met hierdie inligting van jou voel ek nou baie meer in staat om ook hulle emosies te hanteer en ook my emosies met hulle. So werk jy ooit met grootouers om vir hulle hierdie tipe van dinge te leer, of is jou boek vir hulle ook, sal die boek vir hulle ook van waarde wees? Ek dink wat meer gebeur in die praktyk is dat ouers kom vra vir hulp, maar dan baie keer hoor ek ook dat die grootouers het iets aanbeveel of die grootouers het 'n vraag. En dan dink ek via die ouers word die grootouers se vraag ook beantwoord, omdat die inligting dan maar weer oorgedra word. In terme van die boek definitief vir grootouers ook. Ek dink die inligting, omdat dit maklik leesbaar is vir enige een wat betrokke is by kleinkinders, waardevol om te verstaan hoe ontwikkel die taal, hoe ontwikkel die emosies, waarna moet ons kyk en waar is die uitvalle wat ek voor moet dophou. Dr. Witskeboon, dit was nou baie interessant en ek voel nou regtig meer in staat om met my kleinkinders te werk en ook vir ander mense hieroor raad te gee. So ek gaan graag jou boek lees. Wat ons vandag gesien het is dat ons kinders is nie net leerders as hulle skool toe gaan nie. Hulle is volledige mense wat as volledige mense moet ontwikkel. Sosiaal, emosioneel en op ander terreine. En die beste manier om dit te doen is om dit onder woorde te bring, want dan het ek 'n vatplek daaraan. So kom ons gaan kyk na die woorde wat ons gebruik en dit gaan ons maak dat ons emosies vir ons iewers bring in die lewe. Die Suid-Afrikaanse Akademie befonds akademiese publikasies in enige vakdissipline wat oorspronklik in Afrikaans geskryf is. Steun word bewillig vir manuskripte wat dubbelblinde eweknie beoordeling ondergaan het. Uitgewers kan Melanie Rens kontak by melanie@akademie.co.za vir meer inligting.
Indien u ook u navorsing op hierdie platform wil deel, kontak Melanie Rens by melanie@akademie.co.za vir meer inligting. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.